Hallo julle, ons gaan op 'n safari avontuur. Kom julle saam? Julle beter saamkom. Ons gaan alles sien. Olifante, renosters, leeu's, krokodille en my heel gunsteling is skilpad. Van al die diere jou heel gunsteling is skilpad? Ja, Kokkie, jy moet hom net dop hou. Dan sal jy sien. Skilpad is die beste dier op aarde. Dis nogals vreemd. Maar, Oggie, ek dink ons het nou genoeg gegaan en gehop. Ons moet nou alles regkry, want ons baie dinge wat ons nodig het om op hierdie avontuur te kan gaan, sodat ons die diere kan sien. Byvoorbeeld 'n padkaart om in die regte rigting te kan gaan. Ja, en ons het die diereboek nodig om te kan sien watter diere daar alles in die wildtuin is. 'n Verkyker, of soos Mossie sê, 'n sienmasjien. Mossie, hoekom is jy so stil? Dierbaarheid, ek dink nou. Julle is nou so opgewonde vir hierdie wildtuin. En om te oorleef in die wildtuin het ons sekere dinge nodig. Maar oumata, hierdie wêreld is wilder as die wildtuin. Ons moet reg wees elke dag. En ons moet op 'n baie spesiale manier inpak elke dag om te kan oorleef. Mossie, wil jy nou weer sê ons moet lekker goed inpak? Man, Pampoen, ek het nou juis aan 'n Bybelverhaal gedink. Wat ek dink nodig is vir ons om te weet, so voordat ons op hierdie avonture gaan. Kom ek vertel vir julle wat gebeur het. Hier gaan ons. Die Here het die hele aarde gemaak. Toe maak hy 'n spesiale tuin waarin sy mense kon woon. Hy het vir hulle alles gegee wat hulle nodig gehad het. Hulle kon in God se paradys woon en God se wonderlike wêreld geniet het. Al wat God van Adam en Eva gevra het, was dat hulle nie van die vrugte van die boom van kennis en van goed en kwaad mag eet nie. O ja, nou onthou ek. God het 'n mooi plan gehad vir mense. Hy wou hê mense moes geniet om by hom te wees. Maar die duiwel het ander planne gehad. Sy plan was om mense weg te vat van God af. Die duiwel vermom homself toe as 'n slang en praat toe met Eva. Ja, die slang wag toe by die boom waarvan hulle nie mag geëet het nie. Toe Eva daar verbygaan, toe probeer die slang haar uitvang. Eva het probeer om vir die slang te leer wat God gesê het, maar die slang was baie boos en baie lelik. Hy praat toe vir Eva om van die vrugte te eet en om daarvan vir Adam te gee. Ja, en omdat Adam en Eva nie wakker was nie, was dit te laat. Hulle het God se een reël gebreek. Hulle het sonde ingenooi in die menselewe in. Sonde is vandag nog deel van ons lewe. Adam en Eva kon nie meer bly in die tuin nie. Dit was te laat. Ag nee man, Mossie. Ons was so opgewonde vir die wildtuin en nou kom maak jy ons hartseer. Hoekom man? Want, my liewe skattebol, julle dink die wildtuin is baie wild en gevaarlik, maar hierdie wêreld is ook baie wild en gevaarlik. Die duiwel het nooit opgehou om mense uit te vang om sonde te doen nie. Ons moet wakker wees. Adam en Eva was nie wakker nie, en toe is hulle om die bos gelei of uitgevang deur die duiwel. Ek en jy moet anderster inpak vir elke dag, sodat ons wakker kan wees en sodat ons as koningskinders in hierdie wêreld kan leef. Kom ek leer vir julle 'n liedjie. Dalk sal julle dan beter verstaan. Sing saam. Ag toe. Opstaan liewe skattebol, die dag wag net vir jou. Hier is 'n gebedjie wat jy altyd moet onthou. Ek kuier saam die Here, waar jy vir hom mag vra, of jy sy liefde van jou kop tot jou tone sal kan dra. Vra vir oë wat raak kan kyk, waar mense hartseer lyk. Vra vir ore wat kan hoor, as 'n maat wil moed verloor. Vra vir skouers wat kan dra, as 'n maat so bietjie klaar. 'n Opdrag van die Here, waar hy vir ons wil vra, dat jy sy liefde van jou kop tot jou tone sal gaan dra. Hy gee oë wat raak kan kyk, waar mense hartseer lyk.
jou tone sal gaan dra. Dit was nou lekker gewees. Mossie, ek dink ek verstaan wat jy bedoel. Ons kan nie op ons eie in hierdie wilde wêreld oorleef nie. Ons het vir God nodig. Ja, en ons moet hom elke dag vra dat hy ons sal help om ons oë, ons ore, ons skouers en soms ons hele lyf van kop tot tone reg sal gebruik. Ja, jy sien. Want, dierbare skat, as ons vir Jesus vra om saam met ons te leef, as ons hom vra vir oë wat raak kan kyk, vir ore wat kan hoor en vir skouers wat kan dra, dan gebeur daar iets wonderlik. Jesus stuur jou uit as 'n koningskind. Jy begin anders te leef want hy leef saam met jou. En so kan hy jou help en jou gebruik sodat jy ander maats kan help dat hulle ook kies om koningskinders te wees en die regte ding te doen. Man, ek dink ons is nou gereed vir ons safari avonture. Kom kuier volgende keer saam. Ag toe, sien vir julle. Tada!